seun vat my aan die hand en hy lei my na die bekeerde mense toe, na die handekloppers. Prys sy wonderlike naam. Jy weet dat terwyl ek so na die mense toe stap, hou die kan dink, ons moet na die mense toe gaan. Jy weet in daardie jare, ek was baie jong, toe ek getroud gewees het, ek was 23 jaar, en swaar gekry, maar die Here het my deurgedra. Jy weet ek het 'n bedoeling met die Here gehad. Jy weet ek het my in die sang, het ek my tot die Here gebekeer. Jy weet ons het getrek Kuilsrivier toe. Prys sy wonderlike naam. En terwyl ek in Kuilsrivier is, amen, kom die Here vir my wonderbaarlik deur. Hy gee vir my 'n woning. En ek het daardie tyd het ek maar 3 kinders, 'n mami van 24 jaar oud. Ek weet en terwyl ek die Here so dien, amen, kom die Here net vir my deur. En hy is so wonderbaarlik. Ek het in 'n werk ingegaan, ek het begin werk. En terwyl ek so werk die Here net wonderbaarlik aan my woning in. Amen. En ek dien tot op daardie jaar toe. Dien ek die Here. En ek dien die Here tot vandag toe. En weet jy hoe oud is ek vandag? Ek is 72 jaar oud vandag. Van 24 jaar oud tot na 72 jaar. Oor 2 weke as ek 73 jaar. En dit is wat die Here vir 'n mens kan doen as jy die Here opreg aanneem. Amen. Ek weet, en my seun kry 'n ongeluk, nie 'n ongeluk nie. Hy kry 'n hartaanval hier door, hier na by die toilets. Terwyl ek uit my werk uitkom, hoor ek die polisie bel en sê, mami, jou seun lê langs die pad. En ek vra as hy verongeluk, hulle sê nee, hy het nie verongeluk nie, hy lê hier, hy lê met al sy goede lê hier. Ek weet en terwyl ek so hardloop, ek moet nou dorp toe gaan, besier die Here dit so, laat die polisie my kom haal, en dan my seun toe neem. Ek weet terwyl ek daar kom, sien ek my seun lê daar, en hy was die broodwinner van my gewees. En die seun lê daar, en ek skree na hom, en ek roep na hom. En terwyl ek na hom roep, knikker hy net sy oë, en my seun sterf op daardie oomblik sterf my seun. 43 jaar oud. Ek weet dit is nou 4 jaar, wat my seun afgesterwe is, maar ek kan nie dit vergeet nie, mami en daddy, want dit was my liefdevolle seun gewees. Amen. Ek weet, dit dra my deur, want om die Here te dien, hy sê hy soek 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat om hier te kan staan, om te sê wat die Here wil hê, jy moet doen. En daarom vandag bied ek aan, elke moeder, elke vader, wat my sê kan hoor, wat kan lê op sy bed, wat kan sit in sy huis. Ek bemoedig julle aan, as verre weg die beste, om by die Here uit te kom. Wat hierdie op en af kan ons nie meer, ons kan het nie meer doen. Onze jong kinders sterf, onze jong kinders, matriekinders, kantonante, hulle sterf op die pad. En daarom dierbares, bied ek u aan, kom dien die Here. Dien die Here met gees en met waarheid. Halleluja. Ek weet daar is niks anders as die dierbares. Ons kan nie anders nie. Ons moet die Here in ons lewe aanneem. Ons moet die voorroeper, ek as
ek en u moet die voorloper wees van ons huishouding. Ons moet daar kan staan en vir ons kinders kan inwy na die Here toe. Want as ons nie vir ons kinders inwy na die Here toe, te vergeef, sê die Here. Bou die bouwer. Amen. Hy bou, as jou fundament nie gebou is op die Here nie, te vergeef sal jy bou, maar dit sal nie werk nie. Amen. En daarom dierbaar as het so wonderbaarlik, as so lekker om by die Here te bly. Jy weet, jy kan maar hoe oud is, jy kan maar hoe jong is, maar as jy by die Here skyn, dan is het net die verre beste. Maar daar die woorde sal ek kan. Amen. Kom ons gee die sister so lieflike hulle klap. Halleluja. 72, 'n voorbeeld. En sy stap nog altyd in sy getuig van die Here Jesus Christus. En hy is nog 'n groot man. 69 years old. And he served the Lord Jesus Christ. Come on now. Jesus. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. Come on now. Jesus. Jesus. Yes. Yes. Come on now. Let Jesus bless this. That's bad, sir. Come on now. Here. Jesus. En ek wil hierdie klem bring. Ek staan ook hier op 'n plek waar ek geleer was toen ek klein was. Jy was gedoop toe jy 'n babetjie was. Maar dit is nie wat die woord van die Here vir my sê nie. Jy kan alleenlik gedoop word wanneer jy bekeer. Om water te besprinkel op die voorkop as nie 'n doop nie. Die ou sondige mens moet begrawe word in die doop. Dankie so. In die doop van Jesus Christus. Sodat die nuwe mens op kan staan uit die doop uit. Om 'n bakkie water te vat en 'n bietjie te sprinkel op die kop is nie doop nie.
Dit was vir my geleer toe ek nog 'n babietjie was. Maar 'n babietjie kan nie bekeer nie, 'n babietjie kan nie 'n volgeling van Jesus word nie. Dit is waarom op die ouderdom van 30 jaar terug, wat ek hier vandag staan, wat ek hoor die prediker sê, dat Jesus Christus vergewe jou sondes, en dat jy weer gebore moet word, van daardie dag af wat ek die boodskap aanneem. Halleluja. As ek nou in 'n nuwe verhouding met die Here, die Here dink nie meer aan my sonde nie. Suster Christine. Jy weet, God het hierdie tempel geskape om sy gees in te woon. Maar baie van ons mense maak van hierdie tempel 'n afgod. Dit is waarom die Bybel sê, ons gaan almal voor die regterstoel van God staan, oor hierdie liggaam. Wat het jy met hierdie liggaam gemaak? So God gaan vir jy oordeel oor hierdie liggaam. Want hierdie tempel is gemaak vir die Heilige Gees, vir God se Gees, om in te woon. Dit is nie bedoel vir hoerery nie. Dit is nie bedoel vir rook en drank nie. Maar dit is bedoel om die Here te dien in gees en waarheid. Hy het die mens geskaap in sy eie beeld, in sy gelyke. God se plan vir die mens is dat ons as mens 'n verteenwoordiger van God moet wees op hierdie aarde. Mens, waarom verhard jy jou hart vandag? Deur dit gaan ons geoordeel word as ons nie na die stem van die Here luister nie. Skape vir een doel, en een doel alleenlik, om God te reflekteer op hierdie aarde, om soos God te wees op hierdie aarde. Baie dink dat God lewe nie, God lewe. Want die dag toe ek gedoop was, voel ek die krag van die Heilige Gees kom oor my. Die dag wat ek gedoop was in die naam van Jesus, toe kom die krag van die Heilige Gees oor my. Die Bybel sê in Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy sê julle getuig van sonde. Vandag getuig die Heilige Gees aan jou, dat jy in 'n sondige posisie is. Niks, jy kan maar wat maar. Ons kan maar hoe kerk stap sonde na sonde, maar het gaan nie maak dat ons in 'n regte verhouding met God stap nie. Bekering en wedergebore is die enigste manier hoe ek in 'n verhouding kan tree met die Here. Amen. Bekeer en doop is die enigste manier hoe ek in 'n verhouding met God kan tree. Dit is 'n leuen van die duiwel wat die mens vir jou lieg daar buite en sê, terwyl jy 'n babietjie was, jy is klaar gedoop. Dit is 'n leuen van die duiwel. Dit is nie wat die woord van die Here sê nie. Ons sien toe Johannes vir Jesus doop in die Jordaanrivier. Het hy vir Jesus onder die water gedoop, hy het hom geonderdompel. En die Bybel sê die Heilige Gees het in die vorm soos 'n duif gekom op Jesus Christus. En daarvanaf sê die Bybel, het hy gegaan en 40 dae en 40 nagte gevas. Jesus het homself gaan prepare om die woord van die Here te preek in alle stede en siekes gesond te maak. Baie sê nee, dit was net die dae van die apostels. Maar ek vir u, ek het nie so iemand, as jy vandag sê ek glo in die naam van Jesus vandag, sal jy dieselfde werke doen wat die Here gedoen het. Jy weet, ek bid vir my ma, sy het 'n stroke gehad, nou 'n tyd terug, 'n hemorrhage stroke, en die stroke is, hy kom van die kop af, as 'n bloedaartjie wat blok binne in die bloed se brein, en dan bars hy aartjie, dan kom die hele bloeding op die kop, op die breins, en deur dit kan jy sterwe. Maar was ek daar die dag daar en ek lê vir aan die hande op, ek sê in die naam van Jesus Christus, vandag gaan jy nie sterwe nie, vandag gaan jy lewe. En ek weet, ek het my ma ingestoot daar in die reis toe, maar ek sê, ek verklaar toe hulle vir aan die bed vat, op die bed vat, sê ek, die Here het nie geniet vir my gesterwe nie. En ek lê vir die hande op en ek sê in die naam van Jesus, genesing nou. Jy weet nog die 3-4 dae en jy kom stap sy uit sonder reis toe, halleluja.
Dit is wat die Here kan doen. Amen. 'n ex-drug addict, 'n ex-iemand wat drank gedrink het, gebruik die Here. Ons het nou die dag vir iemand gebid wat asma het. En die Here maak hy asma gesond. Daardie persoon gebruik nie meer asma pompie nie. Halleluja. Ons sien aan die disippels voordat Jesus opgaan, sê die Here vir hulle, en hy blaas sy gees, blaas hy op hulle. En ek wil ons moet verstaan, die Bybel sê dat is een Here, een geloof, en daar is een doop. Daar is nie 3 Heres nie, daar is nie 3 gode nie. Die Bybel sê Efesiërs 5 mooi, daar is een Here, daar is een geloof, en daar is een doop. En ons kan sien in die boek van Handelinge, hoe die apostels gedoop het. Ek wil ons moet hierdie ding verstaan. Die Vader, Seun, Heilige Gees kom van die Room-Katholieke Kerk af. Het kom nie van die apostels se lering af nie. Ons sien al die apostels, Cornelius, en daar die diebares wat Paulus aangepreek het, dit was gedoop aan die naam van Jesus Christus. Het praat van die autoriteit van Jesus. Hulle was gedoop in Jesus Christus. En hulle sê, hulle het allang saam beweeg saam met die apostels. En siekes het gesond geword. Halleluja, dit is die ware evangelie. Maar na die apostels gesterwe, het die manne die woord van die Here kom verdraai, en hulle eie goed kom maak. Nergens is daar wat het sê, Vader, Seun, Heilige Gees. Daar is 'n naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. En sy naam is Jesus Christus. Hy red en hy verlos en hy genees. Wat is hy? Die Bybel sê dat die woord met vlees kom word. Hy was aan die begin. Hy was al reeds daar. Hy het gekom na die mens toe, na sy eie mense toe. Hy het gekom na sy skepping toe. Maar sy eie skepping, sê die Bybel, sy eie skepping, wat het sy eie skepping gemaak? Sy eie skepping het hom verwyd. Sy eie skepping het nie aan hom geglo nie, want hulle het 'n ander koning verwag. Come on somebody, hier kom Jesus.